net so geniet of so allemaal saam. Nou ja, as jy die Bybels by het, kan jy vir my oopmaak, daar in die boek van Rigters, hoofstuk 4, Rigters, hoofstuk 4, en vanaand wil ek met die kom gesels, dan nou ook so, ek het weer op die bord, vir die wat het wil kom afneem, vir na die tyd voordat ons oppak. So, ek gaan weer met die kom gesels, soos ek nou die aand gesels het, 'n bietjie oor Josef, en hierdie gesprek gaan dan nou spesifiek oor Deborah, en hoe die werking van die Heilige Gees dan binne in haar lewe is, en die salwing wat ook so op haar lewe was in die Ou Testament. En soos ek gesê het, ons kyk eers na die gedeeltes hoe 'n paar mense van die Ou Testamentiese kerk ook die gawe ervaar het van die salwing van die Heilige Gees en die leiding van die Heilige Gees. Nou, wat ons dan ook so in ag moet neem, is dat ek gaan nou vanaand praat oor 'n vrouefiguur. So ek het oor Josef gepraat, wat die manlike figuur is, en vir die wat maandag aand hier was, kon jy gesien het, hoe het die Here gewerk. Daar is soveel om te praat oor hierdie onderwerpe, maar ons maak dit maar kompak. So hierdie speel weer af so 1300 en om en by so 20 jaar voor Christus, wat hierdie gebeurtenis afspeel. En dit gaan hier oor 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel op die vrou se lewe. Ek het hier op die bord kan jy sien daarso die werking van die Heilige Gees, die lewe van Deborah, Rigters 4 en hoofstuk 5 gaan ek oor gesels. En dan die eerste onderwerp gaan oor moed en dit gaan oor vertroue om dinge te kan doen. So eerstens wat 'n mens in gedagte moet hou is, dis 'n vrou wat die woord van die Here vir ons uitbeeld, wat eerstens het sy die profetiese bediening gehad. Sy was ook so iemand gewees wat as 'n rigter opgetree het, en sy was ook iemand wat skriftuurlik dan ook so as 'n moeder van Israel gereken was, wat die skrifte vir ons uitbeeld. Dan sien ons Deborah, wanneer 'n mens kyk na so benoemings wat die Hebreëus vanaf kom, gaan dit oor dat sy was 'n by genoem. En sy was onder die volk van Israel, was sy bekend gewees as die besige by. Right? Baie interessant, maar net so 'n bietjie inligting rondom dit. So sy was 'n baie besige bytjie gewees, en sy was dan ook iemand gewees wat dan baie bekend gewees het vir haar kwaliteite wat sy gehad het, wat die Here aan haar dan ook so gegee het. Nou in hierdie gedeelte gaan ons sien hier dat God het regtig waar op 'n besonderse manier op hierdie vrou se lewe gewerk, en dit is waar baie godsdienstige mense sê, maar 'n vrou kan nie die ampt dra van 'n profeet of 'n profetes nie. Ons moet net ons mindset 'n bietjie rondom die Christendom regkry om te kan weet dat God is regtig nie soos sommiges van ons as mense is om beperkings te stel op sekere amptes nie, maar om te weet wat dit behels. Dit is wat groot is rondom die sake. So nietemin, so hierdie gaan oor Deborah, en dit gaan oor Barak, wat nou die bevelvoerder in hierdie area was van Israel, en binne in hierdie is dit ook so dat God het vir Deborah 'n visie gegee. Hy het vir haar woord gegee, hy het vir haar insigte gegee, om dan nou juist oor te kan gee aan die leierskap van Israel spesifiek. Nou ons gaan hier begin in Rigters hoofstuk 4, en dan gaan vanaf lees vers 1. So die eerste gedagte gaan oor Deborah het die moed en die vertroue gehad om dinge af te handel wat God vir haar gegee het, vers 1. Maar na die dood van Ehud het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Kom ons stop net vir daar. So hier kom die woord, en dit verduidelik vir ons dat hulle het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. So met ander woorde, daar was soos 'n loop en val gewees in Israel se lewe. Net so in ons lewe ook. Ons is nie hierdie perfekte wesens wat sonder foute is nie. En hulle wat ook dan uitgebeeld word het, is dat die woord van die Here verduidelik daar dat hulle dit weer verkeerd gedoen in die oë van die Here. So dan is daar 'n skeiding wat 'n mens moet kan verstaan. Daar is boosheid in die oë van die Here, en dan is daar goed in die oë van die Here. Wanneer ek en jy fouteer as 'n wedergebore kind van die Here, fouteer, beteken dit nie noodwendig jy is 'n bose persoon nie.
Maar wanneer ons begin verdiep in sake, veral in hierdie wat hierdie volk gedoen het om in afgoderry in te gaan, want dan het jy 'n ander God begin aanbid wat nie die God van Abraham, Isak en Jakob is nie. So ons moet die skeiding verstaan. Ons as kinders van die Here maak foute, maar as dit sê ons is in boosheid nie. Die meeste wat in boosheid, wat ons altyd gesien het, is die volk wat teruggegaan het binne-in om God te verlaat en 'n ander God in hulle lewe toe te laat. So dit sien ons daar binne. Nou, wanneer die volk dan met 'n opregtheid na die Here gekom het, dit is die enigste manier hoe God dan deur die werking van die Gees op iemand anders se lewe die inspirasie gegee het om met die volk te deel. Dieselfde is dit, net vir intro gedeeltes, dieselfde moet ons verstaan, is dat wanneer ons begin stadig wegdryf van die Here af, dan kom die Gees van die Here, soos nou in hierdie tyd van ons lewe, waar die Heilige Gees inwonend is, dan kom die Heilige Gees en klop aan ons eie hartsdeure en sê vir ons, hey Heinrich, jy maak nie reg nie, of jy praat nie reg nie, jy's 'n bietjie ongeskik gewees nou, of jy was afknouerig, of wat dit ook al mag wees. So die Heilige Gees doen dit. Hy kom sê vir ons in ons harte. Maar dan is daar die ander kant van dit, is dan wanneer ons dit ignoreer, wanneer die Gees van God met ons praat. Dan het die Here 'n ander manier hoe hy dan verder werk met ons, en dit is wat so wonderlik is. Die Here gee vir iemand aan die ander kant 'n droom, of 'n gesig, of 'n visioen, en hy wys Heinrich wat staan, en iemand anders wil beklei met die vuis, of wat ook al dit moet wees, of met woorde, en daai persoon kontak jou, en hy sê, hey, luister eens, ek het 'n droom van jou gehad, dat jy so aggressie in jou het, ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek sal presies weet wat dit beteken. En hierdie volk het presies geweet, toe God met hulle begin deel oor sake, en hulle foute wat hulle gemaak het. Nou lees ons al vers 2, hy sê daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, met ander woorde van eienaarskap verander, die koning van Kanaan, wat in Hazor geregeer het, en sy leeroowerstes was Sisera, 'n inwoner van Haroset, van die heidene. Nou hierin sien ons iets anderster, dat die boosheid om God te verlaat en aan 'n ander God te dien, het God gegaan, die een wat eenheid aanbid, en die mense by wyse van spreek het hulle verkoop geestelik, met ander woorde het hulle verlaat. En wat sê die skrif, wanneer die mens gaan kyk na Spreuke, jy hoef nie nou daarna toe te gaan nie, maar Spreuke 1 vers 28, vir die wat dit wil neerskryf, dit verduidelik vir ons Spreuke 1:28, dat God se woord sê vir ons in daai, wanneer 'n mens God verlaat in boosheid, dan verduidelik hy vir ons, dat het gaan na oor die konteks, dat die mens gaan roep na die Here, en God gaan nie antwoord nie. Die mens gaan soek na die Here, maar hy gaan God nie vind nie, want hy het sy roete gekies na 'n ander God toe. So dit is waar die volk hulle self tans toe bevind het binne hierdie. In vers 3 sê vir ons, en die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lang verdruk. 20 jaar lang. Die kinders van Israel het verkeerd gaan doen in die oë van die Here as gevolg van al die oppressies, het hulle daar beland as gevolg van hulle eie toedoen, maar hierin moet ons verstaan, dat die Here laat toe dat daar pressure, druk geestelik, of fisiese druk op 'n mens kom, sodat 'n mens stil moet begin word, en dink aan die Here. Dis wat die Here wil doen. God het die volk toegelaat om vir 20 jaar onder die eisterwaans van hierdie volk, wat hulle self aan oorgegee, en God het hulle verkoop aan hulle, want hulle het God nie meer herken nie. Maar dit is ook wanneer 'n mens moet nou die konteks te verstaan, want die Here sê vir ons in Spreuke, dat jy gaan roep, en die Here gaan jy antwoord, jy gaan soek, en jy gaan nie vind nie. Maar as 'n mens gaan lees Johannes 9:31, ek gaan nie nou dit lees nie, maar Johannes 9:31 verduidelik vir ons, dat God nie na die gebed van die sondaars luister nie. Is 'n baie ernstige saak. Die Here luister nie na die gebed van die sondaar nie. Met ander woorde, die konteks van alles gaan oor, dat daar moet 'n berou wees, dan gaan die Here reageer. Want jy kan 'n sondaar wees, en maar net in 'n ritueel van 'n lewe wees. Jy gaan maar net, en jy gaan dronknesparties, hoerparties, jy gaan doen al hierdie dinge, en dan verwag jy nog steeds die Here moet ons verhoor. En dit is wat die volk gedoen het, en die Here het gesê,
ek gaan nie na julle luister nie. Maar toe die druk fisies kom, en die druk op ander maniere in die geestelike dimensie kom, was daar 'n noodkreet gewees na die Here toe, en dit luister die Here. En die Here, in dit het die Here 'n vrou as iemand gestuur wat met die volk kan deel. Nou luister hier in vers 4. Hy sê, en Deborah, 'n profetes. Nou vir u wat nie weet, as mens kyk na die woordjie profetes in die Hebreëus is Nevia, wat dit van praat daar, en dit praat van 'n geïnspireerde vrou of 'n geïnspireerde persoon, as dit 'n profeet is, 'n geïnspireerde persoon wat 'n boodskapper van God is. So God se woord verduidelik vir ons dat sy was 'n profetes, die vrou van Lapidot het in die tyd Israel gerig. Nou baie belangrik hier vir een van my om te verstaan nou, so ons het gesien waar Israel homself bevind, die verdrukking wat hulle ervaar het, die oppressie wat daar gewees het, en hier het die Here hierdie vrou as 'n profetes opgerig, as 'n geïnspireerde vrou deur die Heilige Gees, en vroue wat in die profetiese bediening hier staan, is baie belangrik. Nêrens in die woord van die Here staan daar dat 'n vrou nie in die profeties mag regeer nie. Dit was God gewees wat presies verduidelik het in Deuteronomium 13 het verduidelik hoe valse profete is. So met ander woorde, ons kon die profetes en die profeet kan jy dan opweeg aan die woord van die Here, maar aan die vrug van die profeet of die profetes, sodat ons kan weet, kom hulle uit die Here of kom hulle uit nie die Here uit nie, met die woord wat hulle spreek, want die woord moet tot vervulling kan kom, en dit anders in die Ou Testament gewerk. So ons sien hier, alles gaan hieroor, by die profetes byvoorbeeld, dat dit gaan oor die Godse woord, wat hy in die mond van die mens plaas, maar ook so dat die mens nou, die vrou nou, is 'n instrument vir die stem van die Here. En dit is amazing hier om te besef dat die Here kyk nie na jou geslag nie, om 'n volk toe te spreek nie. Die Here kan gebruik wie hy wil. Dit is vir my net weer tot hier oor rekat, dit is te veel om te sê vir die aand hier oor haar lewe. En ander mense het vir my gesê, ja, maar wat is al ooit te sê oor die vrou? Sê ek, maar gaan kyk haar lewe, en gaan trek 'n bietjie deur, en gaan kyk hoe sy gekommit was. Sy het regtig haarself in 'n verbintenis gemaak met die Here, om te gaan dien wat die Here vir haar gegee het. En nie net dit nie, as 'n mens gaan kyk na profetiese vroue in die Ou Testament, dan was daar baie gewees. Daar was Miriam gewees, wat 'n profetes was, die skrif verduidelik het vir een van my, maar ook so was daar Hulda gewees, ons weet Hilda, sy was een gewees, Jesaja se vrou was 'n profetes gewees, selfs Noadia, sy was ook een gewees, en jy kan dit maar gaan kyk, daar is soveel skrifte met dames wat in die profetiese bediening gestaan het. So hoe kan die kerk in vandag, en ek het nou al leiers gehoor, en dit is regtig sinneloos, dat daar mense is in die Nuwe Testamentiese kerk, waarin u en ek leef in hierdie dag, wat die woord van die Here vir ons verduidelik in Efesiërs 4 van 11 tot 12, dan praat hy van die profete, en dan is daar nog steeds in hierdie tyd die kerk, daar's kerkleiers wat sê, daai amptes is nie meer daar nie. Dis God se roeping. Hoe gaan God profeties bedien in sy kerk, en rigting gee en koers wys, want dis wat 'n profeet of 'n profetes doen, is sy gee of hy gee die rigting vir die kerk, want dit kom uit die mond van die Here uit. Profeties. Nou ja, nou sien ons dit. So ons sien dat sy het spesifiek, Deborah het hierdie vrymoedigheid gehad, om dan dinge te gaan doen, punt nommer 1, vir die Here, want sy het dit uit die Here uit ontvang om oor te gee. Sy was 'n profetes. Punt nommer 2 op die bord sien ons, Deborah het met wysheid en kennis gedien. Nou, die Heilige Gees is die een wat die bediening gee, nie die mens nie. In die Nuwe Testamentiese kerk, onthou ek het dit oor baie gepraat, toe ons gesien het, Judas het weggeval, in die kerk van Handelinge, hoe het hulle gemaak? Hulle het nie net gesê, ons gaan nou vout nie. Daar's 'n boksie met
10 verskillende name op, skryf die name op, en ons gaan nou een trek en hoor of het van reg wees nie. Nee, die skrif verduidelik vir ons, hulle het gaan bid oor die saak. En die Heilige Gees het aangewys wie moet aangestel word. En dit is wat belangrik is, die Heilige Gees het hierdie vrou in hierdie kapasiteit aangestel, en dan vir haar die wysheid gegee, en die kennis gegee, om te kan dien binne die ampt waarvoor sy geroep is. Hoekom mors so baie mense, leiers op binne gemeentes, is juis omdat hulle nie geroep is deur die Heilige Gees vir die ampt nie, maar hulle is maar aangestel daar, omdat daar tekort was, of uit onkundigheid aangestel was, en nou functioneer hulle daar, maar met 'n eysterwys van hulle self. En 'n mens het dit gesien, en wanneer 'n mens dan weer tot jou sinne kom, dan bring jy die dinge bymekaar, want dis hoe die Here dit wil hê, dit moet reg in orde wees. Die volk het hierdie straf op hulle gehad, hulle was verkoop gewees, deur die Here aan die heidense volke gewees, die straf was so swaar gewees, en toe het hulle begin uitroep na die Here. En nou sien ons die wysheid, Rigters 4 vers 5, kom ons lees daar. En sy sit, luister hier, en sy het gesit onder die palm van Deborah, tussen Rama en Bethel, op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. Nou hier is weer baie interessant, omdat sy, ons sien het, sy die wysheid van die Here en die kennis van die Here gehad, nie net vir haarself nie. Dit baat nie, jy sê, ek is daardie in die Here, maar daar is niks vrug nie, en jy doen niks nie. Jy sit maar net daar en doen niks. Jy sit maar net daar, dis al wat jy doen, op die einde van die dag. Dis nie hoe God se Gees met my en jou wil deel nie. God wil hê dat ons moet dinge kan laat gebeur, deur sy Gees as gevolg van die roeping op ons lewe. En die skrif verduidelik hier dat sy het opgegaan het as sy's ene wat in die regspraak gereageer het. So die ampt hier binne-in sien ons, dit is amper asof sy 'n kantoor daar in die buiteveld gehad het. Daar lê die boom, groot. En die mense het na die boom toe gekom en haar kom raadpleeg as 'n profetes, die een wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, om nou die kennis van die Heilige Gees en die wysheid van die Gees van God dan nou ook so daarin uit te stort, wat ook al dit mag wees. Maar weet jy wat, daar's 3 dinge wat baie belangrik is. Vir een van my om te weet in hierdie spesifieke ampt, maar ook is dit presies dieselfde vir een van my wat wedergebore is en die inwoning van die Heilige Gees het. Want daar's eerstens hier, moet jy 'n oor hê om te luister. Want Jakobus sê vir ons, wees stadig om te wat? Praat. Gou om te luister. So dit is wat baie belangrik is, 'n profetes, of 'n wedergebore kind van die Here in die Nuwe Testamentiese kerk moet kan luister. En ongelukkig is dit so dat ek deel ook met mense in my hoedanigheid, dat ek sien as ek probeer met iemand praat, hulle praat jou net dood. Hulle gee jou nie 'n kans om die hart van die Vader te deel nie, want hulle het klaar 'n mind opgemaak. As ons nie kan luister nie, hoe gaan ons op die stem van God reageer? Hierdie profetes Deborah, die dame, sy kon onder daai boom sit, ek sit maar myself in daai prentjie in. Hulle het nie hierdie tipe stoele gehad wat hier is vandag nie. Hoe dit ook al was, sy daar gesit en sy het geluister, maar sy het toegelaat dat die Heilige Gees inspraak lewer by haar, voordat sy 'n uitspraak lewer. Luister, laat toe die Heilige Gees inspraak lewer, sodat jy dan daarna 'n uitspraak kan lewer. Dis krities vir een van my. Want baie keer is dit so dat ons vasgevang is in die emosie van die persoon, maar ons luister nie. En God wil hê dat ons moet luister. Want dit is klagtes wat die mense gehad het. Hulle het pynlike dinge gehad, wat ook al dit was, en hulle het daar onder daai boom by mekaar gekom en hulle het gedeel met daaroor dinge. So die hart van die Christendom nog steeds vandag vir een van my is luister, ontvang die insaag van die Heilige Gees en dan gee die uitspraak van die Heilige Gees soos wat God dit dan ook verlang. Nou sien ons die volgende punt, die punt nommer 3. Deborah het die mense ondersteun wat God geroep het om te lei. Dit is krities.
Die vrou het geweet wat sy moes doen. Sy het iemand wat God gesê het sy moet help. Nie vir die ander nie. Want dit is baie belangrik dat u en ek moet weet wie ons deur hierdie pad in ons lewe moet help en nie moet help nie. Want baie maklik kan jy jouself in iemand anders se genade los om te help. Dan sal hulle vir jou uitmergel hoe hulle ook al kan. Of dit fisies is, hulle gee nie om wat hulle van jou vat nie. Daar is nie orde in hulle lewe nie. En jy sal in die aand gaan lê en dink, ek wil die mense nooit weer sien. Dan wil jy ook daai lied sing, ek wil jou nooit weer sien. Omdat daar mense is, omdat ons het dit in ons as kinders van die Here normaalweg om iemand te wil help. Maar ons besef nie, soms moet ons nie daai persoon help nie. Al is hy of sy gered, is dit ook so dat hulle is misbruikers. En hulle sal jou goedheid misbruik in die Here. En ons moet waaksaam wees. Deborah het geweet wat sy doen. Nou kom ons net gou op hier in vers 6. Hoofstuk 4. Hy sê, toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali, roep en vir hom sê, het die Here, die God van Israel, nie bevel gegee, gaan trek uit na die berg Tabor, en neem 10.000 man en kinders, of van die kinders van Naftali, en van die kinders van Zebulon met jou saam. Nou let op hier sien ons hier, God het alreeds 'n profetiese woord vir die man Barak gegee. Want sy kom nou weer by hom en sy sê vir hom, het die Here nie vir jou so gesê? So met ander woorde, hy het alreeds God se woord gevang gewees, of ingeneem alreeds wat daar gewees het. Maar die mens is soms, dat hy sonder twyfel, of met twyfel is, maar ook so, dat die mens stel uit wat die Here gee. Die Here het vir die man, wat die leier is hier by die volk, wat die mag en die gesag het, binne die weermaggroepering, het die Here alreeds gesê, jy moet uittrek, en hy het gehuiwer, en sy kom weer profeties, en sy sê, maar luister, het die Here nie alreeds met jou gepraat? Jy sê, niks was onduidelik gewees nie. Want die man, hy het alreeds die duidelikheid by die woord van die Here gekry, en sy het geweet, dat hy dien God, hy val onder die Israel groep, en sy het geweet, onder die leiding van die Heilige Gees, sy moet hom bystaan, in woord. Moet nooit dink, dat jou bystand, wat jy vir ander gee, onder God se leiding, te vergeefs is nie. Moet dit nooit dink, die Here werk op besonderse maniere, waar ek dit nie sien. En dis hoe God hierdie dame gebruik het, vir my en vir jou in hierdie testament, sodat ons dit kan sien. Hy wat hierdie Barak was, hy het miskien op 'n wyse vernalaat, om dan die hart van die woord van die Here uit te gaan leef daar. En baie van ons gaan soek eers 20 bevestigings by die Here. Come on. Daar's niks fout daarmee om by die Here bevestiging te soek nie, want ek doen dit ook. Daar's niks fout daarmee nie, maar ek gaan nie die Here 20 bevestigings soek nie, want dan speel ek met die genade van die Here. As die Here iets met my deel, of deur iemand na my toe bring, dan vra ek die Here, Here, ek het die woord ontvang, bevestig vir my. Ek gaan nie vir almal gaan WhatsApp vir 'n bevestiging nie, want dan is dit silly. Dit kom nie dan van die Here af. Dit moet in my binnekamer wees, intiem saam met die Heilige Gees, en die Here sal, as dit uit hom uit is, sal die Here 'n woord bevestig. Is dit nie waar nie? Die Here kom en hy doen dit, hy begee bevestigings, maar wanneer die bevestiging daar is, moet die dissipline saam met die bevestiging wees. En dit is wat sy gedoen het. Die Here het weer met haar gepraat, gaan sê vir die man. Sy het God nie teleurgestel nie. Sy het na die man toe gegaan om gesê, het die Here nie alreeds met jou gepraat nie? Nou let op haar vers 7. Hy sê, dan sal ek, hoofletter ek is God, God sê dit, dan sal ek, Sisera, die leeuhoorste van Jabin, met sy strijdwaans en sy magte na jou, na die spruit Kisron strek,
En dan sê hy, en ek sal hom in jou hand gee. So die woord was reeds gespreek gewees, dat die oorwinning is joune. Moenie bekommerd wees wanneer waar hoe nie, die Here is in beheer. As God sy woord gegee het, is hy in beheer. Nie ek nie, en nog minder u. Ons moet net die vertroue hê hier. En weet jy wat, ek wil vir net daai skrifgie lees, ons hoef nie daarna toe gaan nie, skryf maar neer vir die wat wil, 2 Samuel 22 vers 2, is my so mooi, 2 Samuel 22 vers 2, die een reël sê met hy sê, die Here is my rots, en my bergvesting, en my redder, 2 Samuel 22:2. Toe hierdie godsman na die Here toe gaan, en selfs Dawid het gesê, die Here is my rots, hy is my bergvesting, hy is my redder. Met ander woorde, God sal vir u en vir my ondersteun wanneer ons na die Here toe gaan. So, luister man, sommige mense roep hulle self tot die bediening. Dan moet ons nie verwag die Here gaan saamwerk nie. Want ek kan iets teen iemand hê, en ek broei in die nag, en in die oggendure dan kry ek die inspirasie van Satan by my. En hy sê vir my, man, stuur hulle WhatsApp, jy gaan hulle tussen slaan as jy hulle sien. Nou voel jy opgewerk, ek wil hulle bykom met die vuis oor die ding wat hulle my gedoen het. En die Heilige Gees sê vir jou, nee. Dis nie hoe dit werk nie. Ek is jou rots, ek is jou bergvesting, ek is jou redder. Moenie jou eie vleeslike maniere uithaal nie. Maar Here, ek kook Here oor hierdie saak. Maar God wil hê dat ons moet opstaan in die krag van die Heilige Gees. Nou let op hoe hierso. Nou kom ons by die gedeelte wat baie belangrik is vir een vir my in die volgende gedeelte. Punt nommer 4. Punt nommer 4 tot nommer 7 toe loop baie saam, want dit is sleutels vir een vir my as wedergebore kinders van die Here. Dis goed wat my help in my stap. Ek het my stryd, net soos wat u het. Maar dit is goed wat my help wanneer ek dit begin toepas. Punt nommer 4 is, Deborah was vertrou. Deborah was vertrou. So, die mense kon haar vertrou, maar ook so kon God haar vertrou. En dit was belangrik geweest, is dat die mense kon haar vertrou, want hulle die vrug op haar lewe gesien, dat wanneer sy onder daai boom gestaan het, daai terpentynboom, of watter boom ook al, dan het sy daar gesit, sy het geluister, sy het gewag vir die Heilige Gees om in spraak te lewe, en wanneer die Gees van God gesê het, gee uitspraak, en dan sy die uitspraak gegee. En dit is hoe die vertroue daar was. Want ek weet wie ek kan vertrou en wie ek nie kan vertrou nie. Is dit nie waar nie? Ons weet wie jy kan vertrou en nie kan vertrou nie. En soms blaker ons goed uit by die mense wie jy nie kan vertrou nie. En dan het dit 'n ripple effek. Nou ons sien hier so nou vers 8 daar. Hy sê maar Barak, sê vir haar, nou luister hier. As u met my saamtrek, sal ek gaan. Maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Wow. Die man is in beheer. Hy is 'n man van die weermag van die Here. God het al reeds met hom gepraat. En net daarna kom die profeties weer, wat sy naam toe kom sê, maar het die Here nie met jou gepraat, jou broer? Jy moet ons nou al uitgetrek het. En op hierdie gedeelte, hoe sy reaksie is, hy sê, ja, ek sal gaan, maar dan moet jy saam gaan. Nou, is omdat sy vertrou was. Daar is sekere mense wat ek nie saam met my plekke neem nie, en dan is daar mense wat ek kan saam neem, as dit kom by die werk van die Here. Want ons weet al, deur die lewenswandel, ek onthou toe tempbediening gedoen het ek oor 'n area van die altaarwerkers gewees, en ek het hulle voorberei, en ek het hulle lering gegee, en lesings gegee, hoe hulle moet werk. Ander gemeentes bring hulle altaarwerkers, en ek coach hulle rondom, en so waar is waaragtig.
toe die uitnodiging kom vir siele wat gedeel moet word, staan die altaarwerker daar by die ou wat nou sy hart hier, hy die trane loop hier uit op my. En wat doen hy? Hy staan by die ou, hy sê vir hom, wat se werk doen jy? Die ou sê, nee, ek is 'n mechanic. Hy sê, hoorie man, hoeveel gaan jy my vra om my kant sy het oor te doen? In die momentum wat die gees van God moet werk met iemand se siel, is daar iemand wat jy nie kan vertrou om met iemand anders se siel te werk nie, want hulle is vleeslik. Jy sê, hierdie man, al was hy oor die leeroowerstes, kon hy haar vertrou, want sy het by die Here gehoor hoe om dinge te doen. Hy het daai vertrouensband met haar gehad. So, het is belangrik vir een van my om te weet, dat God stap op pad met een my. En ons het nodig om te luister na die stem van die Here. So in 'n mate, was dit dalk ook so gewees, die skrif sê nie so nie, maar in 'n mate is dit dalk was hy net 'n bietjie swak in geloof gewees by homself. Hy is nog steeds 'n kind van die Here, maar hy het dalk gewonder, jong, ek wil eerder die antie saam met vat en sy hoor by die Here. En dan gaan ek weet, moet ek links of moet ek reg staan. Want net om word ek so oorweldig met wat ek voor my sien, dat ek nie reg kan dink nie, maar sy sal reg doen. Jy sien, verstaan wat ek sê. En daar is 'n vertrouelinge wat 'n mens in jou lewe het, wat jy weet op wie jy kan staat maak, en wie jy nie kan staat maak, en die Here nie. En God het daar geplaas vir Israel, 'n vrou. Waar baie mense neerkyk op die vrou, veral in die Ou Testament, was daar baie mense wat neergekyk het op 'n vrou. Maar God werk nie so, soos wat 'n mens werk nie. Sy was vertroud geweest rondom hierdie dinge. Punt nommer 5. Deborah was direk. So die vertroue is die eerste sleutel. Die volgende wat die Here my gegee het is, Deborah was direk. Met ander woorde, sy het nie stokkies omgedraai nie. Sy was nie vieslik nie. Daar's 'n verskil. Jy kry ons kinders van die Here wat dink, as hulle mos bombasties en reguit is, dan is hulle the man of the woman. Jy is arrogant as jy dit doen. Arrogansie leef by sulke mense. As God iets reguit sê, sal hy dit sê soos wat die woord is, nie op my manier nie. Nou kom ons kyk na die vers 9, Rigters 4 vers 9. Toe sê sy, nou luister, toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamgaan, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie. Want die Here sal, sy sê daar, in die hand van 'n vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. So wat baie belangrik is hier, omdat hy nie gereageer het op die stem van die Here, hy is nog steeds God se kind, ons moet dit verstaan. Sy is die profetes, sy het die woord gegee, hy het vir gesê, nee, ek wil hê jy moet saamgaan, want as jy nie saamgaan nie, gaan ek nie gaan nie. So met ander woorde, die seën van die Here, wat op hom gerus het, as hy gehoorsaam was aan die stem van die Here, want dit is nie sy wat hom die oorwinning gee nie, dit is God wat die oorwinning gee. Maar hy wou haar nou saamgevat het, om te verseker dat die oorwinning daar gaan wees. Jy verstaan? Maar nou sê sy vir hom nog 'n profetiese woord, sy sê, jy gaan nie nou die seën kry nie, dis direk wat sy engel vir hom sê, die seën gaan nou nie meer joune wees nie, die eer gaan nie joune wees nie, die eer gaan nou myne wees. Want ek gaan nou die monster wees by die oorlog. Jy sien hoe amazing is dit, dat God hierdie vrou reguit gebring, en hierdie man, sy hele mindset was nie so gewees, nou gaan ek nie die eer kry nie, nou gaan ek ook nie gaan nie. Want dis hoe baie mense is, kinders van die Here. As ek nie die preek weer kan hanteer nie, dan gaan ek ook nie daar wees. Vra my, ek ken baie mense met ons uitreikings wat ons gehad het, en as die broer my kontak en hy sê hy wil saamgaan en hy sê hy wil preek, dan sê ek hom, maar jy is nie op die program nie. Dan sê, okay, ek kan nou nie dit meer maak nie. En eens hulle die mic vat, dan praat hulle nie meer onder die leiding van die Gees. En dit is wat sy verhoed. Want God het haar geroep as die profetes, en sy het nie gesê, kom praat jy maar vir die Here nie. Nou sien ons dit daar. So met ander woorde, sy was ook daar gewees, dat ons kon sien, dat sy was
hierin vol vertroue gewees, sy was direk gewees wat die Here vir haar gegee het om te doen, soos wat ons daar sien. Nie een keer het sy anders te geredeneer of so nie, want sy was direk gewees. Onthou Filippense, skryf gou hier neer, Filippense 1 vers 27 tot 28, wat God in die Nuwe Testamentiese kerk praat, Filippense 1, 27 tot en met vers 28, ek gaan nie daaroor deel nie, maar dit gaan daaroor, dat een ek, wat in die Here is, een in die Gees moet staan, Filippense 1, 27 tot 28, dat ons een in die Gees moet wees, een van siel, saam stry in die geloof van die evangelie. Hoekom werk die Gees van die Here in baie opsigte nie reg in die kerk, en nie dat daar fout met die Gees van die Here is nie, omdat ons nie een van Gees is nie, omdat ons nie een van siel is nie, en omdat ons nie een saamstry in die evangelie nie. En dit is wat Barak geweet het van haar, dat die profetes het gehoor by die Here. Sy het nie haar eie minds opgehad nie, sy was sommer reguit genoeg om te sê, jy gaan nie die eer meer kry nie, die eer gaan na my toe kom as 'n vrou. En hy het nie geskroom om teen dit op te staan nie, hy was bereid gewees om te sê, ja Here, ek is bereid om die eer te los. Nou kom ons kyk gewoon na die volgende punt. So sy was direk gewees, sy het nie geskroom om God se woord te gee. Punt nommer 6, Deborah was vol vertroue. Deborah was vol vertroue. Nou hier gaan het oor dat sy in hierdie, sy vertroue in God gehad, dat God haar gaan deurdra. En ek weet in ons lewe is dit so, Here, was dit nie gewees wat ek gesê het? Here, kom bevestig met my. En wanneer die Here bevestig, weet dit, jy kan die Here vertrou. Ongeag, los het vir die Here sal dit uitsorteer. En sy dit geweet. Mense groei in dit, in hierdie dinge. Nou kom ons lees op Rigters 4, vers 14. Vers 14. Daarop sê Deborah vir Barak, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here, Sisera, in jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie. Toe trek Barak van die berg Tabor af, en 10.000 man agter hom aan. So hier sien ons nou, dat sy was vol vertroue gewees in die Here oor hierdie saak. Want dit is presies soos wat Dawid vir ons geskryf het in Psalm 23:4, wat hy gesê, is my so altyd so mooi om te lees, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek gaan geen onheil vrees nie, want U is met my. Want U stok en U staf, die vertroos. Want waar die Here jou instuur, al is dit 'n dal van doodskade weer, wat jy ook al deurmaak, die stok en die staf, by wyse van Spreuke ook, die Heilige Gees en die Woord, vir ons as die Nuwe Testamentiese kerk, sal vir ons binne die dal van doodskade weer daar wees. En die vrou bring hierdie dinge op na hom om te sê, want in die dag, die Here, luister, trek voor jou uit. Wat God vir u en vir my ook al gee, in gesig, droom, visioen, woord, wat ook al profeties na my en jou toe kom, weet dat die Here vooruit die pad reg maak. Ons moet net weer tot ons sinne kom. Ek kry ook my moments. Soms dan dink ek ook, Here, die maand is nog lang. Dan onmiddellik praat die Gees van die Here met my en sê, Heinrich, het ek jou nou nie al 30 jaar in die bediening gedra nie? Ja, Here. Oké, Here. Dan kom die Here weer op 'n kragtige manier deur. En dit is hoe ons Here is, hy gaan vooruit en hy doen sy dinge, sodat ek en jy verbaas gaan staan en sê, hoe groot is die Here nie? En ek glo almal het 'n getuienis op een of ander wyse in ons lewe rondom hierdie saak. Nietemin, so nou sien ons hier, ons sien die woord van die Here verduidelik dit vir ons. Maar skryf ook meer Filippense 2 vers 3, Filippense 2 vers 3, skryf dit meer, Filippense 2 vers 3. Nou, die skrifgedeelte sê vir ons daar, hy sê, in wie al die skatte, dis nou Jesus Christus, in wie al die skatte van wysheid en van kennis verborge is. In Jesus Christus. Al die skatte van wysheid, al die kennis verborge is. Al wat een ek moet doen is, verhouding met die Heilige Gees.
soos wat sy haar verhouding met God gehad het. En dan het hierdie wysheid en die kennis het na vore gekom. Jy hoef ongeskoold te wees en verhouding met God, en jy sal die wysheid en die kennis van God af hê, en jy sal 'n man en 'n vrou wat universiteitsopleiding gee, sal jy 'n rooi gesig gee wanneer jy kom met 'n woord van die Here na daai persoon. Want ons God is nie 'n mens nie. Hy is nie 'n mens nie. So Deborah was vol vertrou. Nou gaan ons punt 7 toe. Nog 'n sleutel. Nederig. Deborah was nederig geweest. Nederig, daar sê die laaste een, daai 4. Vertrou, sy was direk, sy was vol vertroue en sy was nederig geweest. Nou die nederigheid van haar sien ons wat opgesluit is binne in die lofsange wat sy gehad het nadat die oorwinning gekom het. Nou is ons by die oorwinningsgedeelte. Die Here het nou, ek kan nie daaroor praat nie, maar dit gaan te veel tyd wees. Hoofstuk 5, Rigters hoofstuk 5. Hoofstuk 5 vers 5. Lees as volg. Nou kom sy, dis 'n lofsang wat sy vir die Here het. Rigters 5 vers 5. Berge het gewankel voor die aangesig van die Here uit. Hierdie, dan sê hierdie sien hy voor die aangesig van die Here, die God van Israel. So die Here het gekom en die Here het vir haar, sy het hierdie nederigheid so nagehad dat sy het geweet dat sy kan 'n lofsang vir die Here gee oor wat God vir haar doen en nou vir die volk gedoen het. Want hy het sy woord gegee en sy woord is sy eer volgens dit. So sy was nederig geweest. En dit wat ons sien hier is profete is mense wat nederig moet wees. Nie een keer sal jy 'n profeet of 'n profetes in die Bybel kry wat 'n hoogmoedigheid in hulle gehad het, behalwe die wat nie uit die Here uit is nie. Want jy kry profete in vandag se tyd ook. Hulle word 10.000, 8.000 betaal by 'n kerk profeties te kom bedien. En hulle kom daar en hulle pronk soos 'n pronkperd voor die gemeente en vra my, ek was by hulle gewees en ek het hulle ook reguit gesê wat ek dink van hulle. En dan sal hulle daar staan en wys die goud en die silwer op hulle en sê hulle, dit is wat die Here vir 'n man van God doen wat profeties is. Dis skandelik om dit te noem, want dis nie hoe God is. God werk nie so dat 'n mens sulke goed moet uiter nie. Veral nie voor 'n gemeente van die Here nie. Maar nie te min. So ons sien hier, Jakobus verduidelik vir ons dit. Jakobus 4:6, ek wil dit gou vir julle lees, net 'n stukkie gelees. Jakobus 4:6. Hy sê aan die nederiges gee hy genade. As u en ek met 'n nederigheid voor die Here kom, sal ek en jy die genade van God sien op jou lewe. Ek kan nie 'n pronkperd wees en myself hierdie perd in die Here noem, soos ek al by sommiges gehoor het. Jy gaan van jou perd afval, dis al wat gaan gebeur. Die perd gaan jy nog skop op as jy afval. Die Here wil vir my en vir jou leer dat nederigheid gee God genade. Ek vind die genade by die Here en ek glo u vind ook genade by God. En ook so Spreuke 22:4 wil ek gou lees. Spreuke 22:4 sê, die loon van nederigheid, die loon daarvan is die vrees van die Here. Spreuke 22:4. So die Here kom en God gee vir my en vir jou sy vrees. Wanneer ek en jy nederig is. Met ander woorde, jy is, Here, ek is bereid om te doen wat u wil hê. Here, ek erken in my lewe. Die vrees vir God is daar, omdat daar nederigheid binne in my en jou lewe is. En Efesiërs 4:1-2 kan jy ook neerskryf, Efesiërs 4:1-2. En sy het al hierdie dinge gehad, want sy was iemand wat nederig was. Efesiërs 4:1-2 sê, eerste sê in die eerste vers, sy wandel waardig in die roeping. Jy ken ons daai gedeelte. So nou is daar 'n roeping en God sê jy moet daarin wandel waardig. Sy die roeping van die Here ontvang die profeties en sy het waardig daarin gewandel. Maar dan vers 2 sê in alle nederigheid. Want in die roeping is dit so dat die duiwel die een kan kom besoek om hoogmoedig te raak in die roeping.
Baie kinders van die Here het hoogmoedig en trots geraak in die roeping. Satan was nommer 1. Hy was deur God geskaap, hy het 'n roeping gehad, wat hy uitgeleef het, maar hy begin trots en nie nederig gebly nie. En hoeveel mense sien ons in die woord van die Here, wat as gevolg van hy trotsheid, wanneer daar nie meer nederigheid is nie, wanneer daar nie meer nederigheid in die genade van God is nie. Jy sien, dis genade van die Here, dat u en ek hier sit vanaand. Dis genade in die Here, dat u tot hier gekom het. Dit is genade van die Here, as jy 'n stukkie brood by die huis het, maar as jy begin trots raak, die Here kan hy brood nou wegvat. In 'n oomblik en 'n oogwink kan die Here maak dat jy onder jou dak ook uit is, en op die straat beland. Dis wie God is. Net om 'n mens weer terug te bring na die werklikheid toe, want hy wat nederig is, sal die genade van die Here ervaar. En selfs die man wat in die straat is, ervaar die nederigheid, as hy in die Here is, en die genade daar, wanneer iemand vir hom kos gee daar. Maar nietemin, so hierdie vrou het regtig waar dit beleef binne in haar lewe. So hierdie 4 sleutels, ek pleit by u vandag, daar is so baie om te sê oor haar lewe. Die feit van die saak is, vertrou. Mense moet my en jou kan vertrou in die Here. Want die vrug van die Heilige Gees moet daar kan wees in ons spraak met mekaar, in ons goddelike liefde vir mekaar en omgee vir mekaar. Maar ook so moet daar wees, dat ek en jy moet direk kan wees in die Here, nie uit ons eie uit nie. Daar is 'n baie fyn lyn rondom dit. Ons moet direk kan wees, sy van reg en gesê, luister hier, as jy wil ek moet saamgaan, die Here gaan nie meer joune wees nie, want God het daar reeds met jou gepraat, het hy nie? Jy wil my saamsê, ek sal saamgaan, maar dat gaan nou nie meer jou Here wees. Jy sê, nie dat hy nie 'n kind van die Here was nie, maar as hy God vertrou het om eers op te tree, dan het daar iets by hom besonders gebeur wat ons nie van weet in elk geval nie. Maar nietemin, dan is dit ook so vol vertroue dat die persoon, die ek, moet God kan vertrou, ten volle. Al faal ons moet weer opstaan en God vertrou met dinge in ons lewe. En dan is dit so die nederigheid. Ek pleit ook by u, as die Here u oplig, bly daaronder. As die Here jou oplig, bly met jou denke in Christus onder sy voete, by die troon van genade, en nie jou verhef om op die troon te wil sit, en hy moet van die troon af nie. Die laaste punt daar wat ek oor wil praat, punt nommer 8 daar, is dat sy was 'n moeder van Israel. Net van interessant, he. Dit was selfs gekwoteer in Rigters 5 vers 7. Rigters 5 vers 7. Pastor Louis, kan jy gou vir my skrif lees? Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek totdat ek Deborah opgestaan het. Ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het. So, God se woord verduidelik ons. Nou kom sy en sy maak 'n verklaring hier, dat sy het opgestaan as 'n moeder in Israel. Sy was bereid gewees om op te staan as 'n vrou, as gevolg van die salwing op haar lewe. Sy was bereid gewees om deur die Gees van God gelei te word. Sy was bereid gewees, sy het God gekies om te sê, Here, hoe ook al, Here, my lewe, hier is ek, werk deur my Here. So, wat interessant is net met die ou geskiedenis, nêrens in God se woord staan daar, op watter ouderdom sy gesterf het en waar en al hierdie dinge nie, maar dis net die Joodse geskiedenis rondom hierdie dinge, sê dat sy in 'n redelike ouderdom het sy afgesterf, maar ook so is dit, dat hulle sê sy het in vrede afgesterf. Sy was nie onder 'n oppressie gewees van 'n ander volk nie, en sy was ook nie as 'n slavin gewees onder iemand anders nie, en ook so sê hulle dat sy was onder 'n terpentynboom, was sy begrawe, waar die skade weer altyd op haar geval het. En wat mooi is met van hierdie Hebreëse uitlegte wat hulle sê, dat die terpentynboom verteenwoordig of simboliseer dan ook so sterkte, maar ook so die plek om God te ontmoet. Want dit is waar sy ook gesit het, as 'n rigter vir die volk. Sy het daar gesit en gerig, met ander woorde, sy het 'n gerig gegee. Sy het geluister, nou luister, na wat die persoon sê. Wanneer jy fyn luister onder die leiding van die Heilige Gees, dan kry ons die insaag van die Heilige Gees. En wanneer die insaag van die Heilige Gees kom, dan kan ons die uitspraak lewer van die Gees
van die Here. So dit is my gedagte vanaand vir u oor Deborah. Miskien is daar dalk iets nuuts vir u by haar lewe, maar vir die mense wat altyd sê, wat is daar oor haar lewe? Daar is baie oor haar lewe. Want sy was 'n gesalfde van die Here Jesus Christus. Sy was 'n profetes, een wat onder die geklank van die Gees van God opgetree het en die volk gelei het in 'n rigting, sodat Israel verlos kon word vanuit die woord wat sy by die Here gekry het, want daar nederigheid was in God gewees. Dis my hart vir u vanaand. Dankie pastoor Louis. Ja, Here Jesus, dankie vir die woord wat uitgegaan het vanaand. En dat ons dit sal toepas in ons eie lewens ook, en dat ons altyd nederig sal wees voor u, en dat ons die Heilige Gees sal vertrou om ons te lei in alle waarheid. Gaan nou vanaand met elkeen wat gekom het, hoed en bewaar ons totdat ons hier by mekaar kom, of totdat u ons kom haal. Amen en amen. Amen. God bless.